is om te hoor. 'n Hart wat gewillig is om te verstaan. En 'n wil wat 'n wilsbesluit sal neem om te doen wat U vra. Ons gebed is dat U ons samesyn vir U rekening sal neem. En dat ons erediens God welbehaaglik sal wees. Dit vra ons in Jesus se naam. Amen. Liewe gemeente, ek dink elke mens kan teëspoed wanneer hy enige waarskuwingsteken verontagsaam. Dikwels op die snelweë van ons paaie kom ons op motorbotsings af. In die stede waar motors teen mekaar bots. En in die reël het een van daardie motors, dikwels al twee, 'n verkeersteken, 'n waarskuwingsteken verontagsaam. Of 'n rooi lig, of 'n stopstraat, of 'n spoedgrens. Dis die oortreding daarvan wat maak dat ergens vorentoe ek ernstige gevare kan raakloop. Ek wil vanaand vir u vra, 'n man wat daar by die park stap en op die bank wil gaan sit en daar's 'n groot bord wat sê, pas op, die verf is nat. En ten spyte van die feit dat hy 'n nuwe pak klere aan het, die waarskuwingsbord ignoreer en gaan sit. Hy sou hom as 'n dwaas bestempel, want uitdruklik is die bordjie daar nie, en hy gaan sit. En hy betaal vir sy dwaase besluit, miskien in die vorm van 'n nuwe pak klere. Maar vir sy eie skuld. Hy het 'n waarskuwingsteken blaatant verontagsaam, en dit kan hom 'n pak klere kos. Wat sê die ding van 'n man wat 'n botteltjie sien, nie drink nie, dis dodelike gif. En omdat hy dors is, daardie waarskuwingsteken verontagsaam en die inhoud drink. Jy sou vir hom ook sê, jy's dwaas. Want daar's 'n duidelike aanduiding dat dit dodelike gif is, en ten spyte daarvan het jy dit gedrink. En hy sou sterf. Maar weet jy gemeente, daar is 'n verskil tussen hierdie twee dwaase, die een wat op die parkbankie sit en 'n pak klere verloor, en die ander een wat sy lewe verloor. En die verskil is eenvoudig, dat die een het nog 'n geleentheid om te betaal vir sy dwaase optrede. Deur volgende keer, wanneer hy by so 'n waarskuwingsteken wees, dat ek nie hieroor gaan nie. Vir die ander een wat gesterf het, is dit te laat. Nooit weer sal hy 'n bordjie kan lees, dodelike gif of nat verf, en 'n keuse kan maak nie, want hy het gesterf. Daar is vanaand miljoene mense wat in grafte lê, wat in hulle dwaasheid begaan het, om elke waarskuwingsteken op die lewenspad te verontagsaam, by die laaste een verby beweeg, en gesterf het. Nooit weer sal hulle die geleentheid kan kry om te kies, om hierdie rooi lig of hierdie stopstraat aan toe te gee. Vir hulle is daar geen hoop meer nie. Die geleentheid wat hulle gehad het om te kies, het hulle verkeerd gekies, en hulle is in die graf. En die volgende wat hulle gaan ervaar, is die wit troonoordeel van God. Miljoene leef egter vandag nog. Wat ten spyte van die feit dat hulle dikwels in die verlede hierdie waarskuwingstekens verontagsaam het, om dalk vanaand weer voor 'n stopstraat of 'n rooi lig te kom, en vanaand dalk te sê, ek gaan nie hieroor nie. Ek gaan nie hieroor nie. Vir daardie persone, wat nog in die lewe is, wat nog 'n keuse kan maak, wil ons die woord van die Here bring vanaand. Net ons gesê dat ons met u gaan praat oor hier, waar God nie 'n antwoord voor het, wat die duiwel in die hel nie kan beantwoord,
wat die engele in die hemel nie kan beantwoord nie. Maar tog 'n indringende vraag wat Paulus onomwonde vra. En as jy die Bybels oopmaak by Hebreërs 2, gaan ons die eerste 3 verse aan u voorlees, want in vers 3 kom hierdie baie belangrike vraag voor. Redelik agter in die Bybel, Hebreërs, hoofstuk 2, Paulus is aan die woord. En luister wat sê. Ek lees net die eerste 3 verse. Daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het. Nou ek wil net hier onderbreek. Paulus sê ons moet luister, ons moet ag slaan op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrywe nie. Wanneer die Here die gemeentes van Asië aanspreek in Openbaring 2 en 3, van daardie gemeentes juis gelê in die feit dat hulle nalatig was oor wat hulle gehoor het. Dat daar nie by hulle onkunde was en hulle onkunde kon pleit voor God en sê, maar Here, ek het nie geweet nie. Ja, ek glo, daar gaan miljoene mense wees wat eendag vir die Here sal kan sê, ek het nie geweet nie. Die eerste 2 hoofstukke van die boek Romeine spreek van daardie mense, weet hulle gaan oordeel. Dat in hulle hart daar 'n wet geskryf is, wat sê julle is op die verkeerde pad. Maar daar gaan baie mense wees wat kan sê, maar ek het nie geweet nie, ek het nooit gehoor nie. Dit gaan juis om mense wat gehoor het en die stem stil gemaak het, God se woord geïgnoreer het, die waarskuwingstekens verontagsaam het, lig rooi, ek ry oor. Nou lees ek weer vers 2, daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrywe nie. Want as die woord deur engele gespreek onwankelbaar was, en elke oortreding en ongehoorsaamheid regverdige vergelding ontvang het, hier is die vraag, ons ontvlug, as ons so 'n groot saligheid verontagsaam. Ek gaan nou nie die verdere gedeelte lees nie, maar jy sal sien die vraagteken kom na vers 4, wat daar 'n hele gedeelte insluit, maar kom ons konsentreer op hierdie woorde, hoe sal ons ontvlug, as ons so 'n groot saligheid verontagsaam? As ons eenvoudig voortbeweeg met 'n groot stopstraat of rooi lig, en ons sou blindelings onverskillig wees, en net daar oor beweeg, is die vraag, hoe sal ons ontvlug? En om hierdie vraag inderwaarheid te verstaan, dat ons enkele dinge sou sê, oor wat die Bybel hier noem, die groot saligheid. Wanneer Jesus sê ek, verwys hy na homself, is die weg, en die waarheid, en die lewe. En ons lees in Johannes 3 vers 16, dat God hierdie ewige lewe, gelee in die persoon van Jesus, vir 'n sondaar wêreld, dan moet 'n mens besef, dis 'n groot geskenk van God aan die wêreld. Maar dit is raadsaam, dat ons vanaand vir 'n paar oomblikke sal kyk, na wat die wêreld toestande was, toe God hierdie groot geskenk kom aanbied het, kom gee vir hierdie wêreld. Ons staan op die fees. Die verlosser van die wêreld is gebore 2000 jaar gelede, daar in 'n krib in Bethlehem. Die wêreld was in duisternis gehou. Nou praat ons nie van die son wat weggewyk het nie, maar die wêreld was in 'n geestelike duisternis, gebore sonder hoop en sonder God in hierdie wêreld, geweldige behoefte gehad aan 'n ewige lig. En nou sê die woord van die Here in die profeet Jesaja, die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien. Die lig waarvan gepraat word is Jesus Christus. Want as jy deur die sondeval word elke mens in duisternis, en daar is absoluut niks wat die mens van sy kant af aan die saligheid kan doen nie. Daar's geen mens wat na God soek nie. Dis 'n donker wêreld waaraan geen mens iets kan doen nie.
En ek dink ek wil die toestand van die mens kon vergelyk met iemand wat 'n moord gepleeg het en deur die regter ter dood veroordeel is. Wat daardie ter dood veroordeelde kan doen nie. Ja, hy kan appel aanteken. Hy het dit gedoen, die appel is verwerp en daar's net een straf en hy moet aan sy nek gaan hang totdat hy sterf. En nou sit hy in die dodesel met 'n geweldige selfverwyte waarom hy dit gedoen het. Niks kan meer gedoen word deur die ter dood veroordeelde te red. Hy gaan sterf. En dit was die toestand in hierdie wêreld. 'n Wêreld in die dodesel, op pad aan ewige verdoemenis sonder hoop en sonder God. En toe daar die donkerheid op sy grootste was, toe verskyn die lig van die wêreld. Dis waarom Kersfees blink, môre ster, Jesus, die verlosser. Dit was die saligheid. Want die Bybel praat van 'n groot saligheid. Nou wat maak daardie verlosser se koms 'n groot saligheid? In plaas daarvan dat die wêreld in hulle donkere nood opneem, maar hier is die verlosser van die wêreld, kom ons neem hom aan. Wat doen die wêreld? Hulle spyker hom vas aan 'n kruis. Dis wat hulle hom gedoen het. Ons moet 'n idee kry dat Jesus gekom het om sy volk van hulle sondes te verlos, en dat Johannes 1 vers 11 sê, hy het na sy eie eiendom gekom, maar sy eie mense het hom nie aangeneem. Hierdie son van geregtigheid, hierdie Jesus Christus, hierdie Immanuel, God met ons, hierdie wonderbare vredevors, raadsman, ewige Vader, hulle neem hom en hulle spyker hom vas aan 'n kruis. En dis waar die groot inkom van die groot saligheid. Want ek wil hê ons moet vanaand so 'n bietjie na hierdie prentjie vanuit God se oogpunt. Sonde raak die hemel, soos wat dit tydens die sonvloed die hemel geraak het. En God berou gehad het dat hy die mens op aarde gemaak het, en daarom die sonvloed gestuur het om die mensdom te kon verdelg. Die sonde het toegeneem, selfs na die sonvloed, en 'n nuwe begin. Totdat God uiteindelik sy enige gebore seun, die liefling van die hemel, op aarde het hy 'n paar volgelinge gehad. Kon eintlik nie hond haar afmaak, as ons dit prakties sou kon uitdruk. Hy beweeg na 'n bediening van 3,5 jaar na Getsemane, waar hy die beker van sonde ledig. Daar word hy gevang, voor die Joodse raad die Sanhedrin gedaag, by die Romeinse kats uitmekaar geslaan. Hy beweeg na Pilatus, wat hom terugstuur na die koning Herodes. Daar word hy gekroon met dorings, en word hy weer gegeesel, en uiteindelik terug na Pilatus, wat hom oorlewer, om gekruisig te word. Daar hang die verlosser van die wêreld, 'n skouspel, vir hulle wat verbygaan. Daar hang hy. En toe uiteindelik daar uitroep, Tetelestai, dit is volbring. Toe maak hy 'n verklaring, dat die sondeskuld van die mense daarvoor betaal is. Dit is het. Daarom sê Johannes 3 vers 16 so lief, vandaag is dit bewaring. Het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ek dink jy sal met my saamstem. Dat dit saligheid genoem kan word, as die mense het hom aangeneem, maar dat dit 'n groot saligheid is, dat hierdie mense wat hom nie aangeneem het nie, aan 'n kruis vasgespijker. Groot is hierdie saligheid. En nou in die lig van hierdie agtergrond, vra die skrywer aan die Hebreërs die vraag, hoe sal ons ontvlug? Verontagsaam. As ons by hierdie stopstraat in ons lewe kom, die groot rooi lig, wat God in die middel van die pad na die hel kom plant het,
Want om in die hel te kom, moet 'n mens bo oor die kruis van Jesus Christus strompel en hom verwerp en sê, ek neem u nie aan as my verlosser. Om van tyd tot tyd voor sulke kruisstrate, stopstrate, rooi ligte te staan en dan moet hulle kies. Dikwels het mense in die verlede maar oorgejaag en niks oorgekom nie. Daar het hulle vertroue gekry om te sê, ag, daar gaan toch niks gebeur as ek hierdie stopstrate oorjaag nie. U kan maar voortgaan. Maar daar gaan 'n dag aanbreek dat u die laaste stopstraat gaan oorstoot. En dan gaan die botsing kom. En u gaan nie vasloop in die wit troon oordeel. En daarom wil ek by hierdie geleentheid net vir u wys op die Satan wat die bedrieër van mense is. Hoe dat hy mense se sinne verblind om self die kruis en hierdie groot saligheid mis te loop. Satan is die bedrieër wat deur die jare heen mense van die kruis weg bedrieg. Mense uit die hemel bedrieg. Deur die eeue besig om die oë van mense te verblind, dat hulle die saligheid, wat nog die groot saligheid, kan raak sien. U weet dat Satan Eva bedrieg het. U weet dat sy dit uitgevind het. U weet ook ongelukkig dat sy dit te laat uitgevind het. U weet dat Satan vir Judas Iskariot bedrieg het. U weet dat hy dit uitgevind het. U weet ook dat hy dit ongelukkig te laat uitgevind het. En hy eindig in 'n selfmoordgraf. Daarom moet u ook weet dat Satan besig is om mense, miskien u, vanaand te bedrieg. Ons wil vertrou, aan uit voor dit te laat is. En u sal wen aan hierdie verlossing, hierdie groot saligmaker. Daarom is dit nodig dat ons so 'n bietjie sal sien watter planne, watter metodes die duiwel gebruik om mense se sinne te verblind. Ek het so 'n week of wat gelede 'n vroukie na die Here wat so verblind was en met soveel oorgawe gesê het dat as ek sterf, weet ek gaan hemel toe. En die grond van haar saligheid was, ek is baie gereeld in die kerk. En ek lees die Bybel en ek bid. Haar oë was deur Satan verblind dat sy haar verlore toestand nie kon raak. En as sy daardie môre Jesus nie aangeneem het, was die kans goed dat indien sy so sterf, sy hel toe gaan. Want die duiwel het 'n manier om te sê dat kerklidmaatskap, wat 'n baie goeie ding is, dit skryf ons nie af nie, maar dat kerklidmaatskap die pad vir mense hemel toe is. Ons kan aan watter kerk ook al behoort, maar dit gaan eendag in die hel wees. Baie kerklidmate van die evangelies gereformeerde kerk is op pad hel toe. Dis hartseer om te sê, maar dis 'n realiteit. Dat mense wat dink dat omdat aan hierdie kerk van hierdie gemeente behoort, dit hulle paspoort hemel toe is besig om deur Satan die gaan in die hel uitkom. As mense wat op 'n baie gereelde basis die Bybel lees, selfs 'n studie hiervan maak, en meer bedrewe uit die woord van die Here is baie predikante wat ek ken. Dan staan daar in Johannes 5 vers 40, julle ondersoek die skrifte, omdat julle meen dat julle daar in die ewige lewe kan kry, maar julle wil nie na my toe kom om die lewe te hê nie. En ek dink as baie kinders van die Here so getrou die Bybel kan lees, is baie wat die Here nie ken nie, so dit met ons goed gaan. Maar Bybel lees bring my nie in die hemel. Hoef nie gebed nie. Hoef nie 'n mooi lewe. Hoef nie 'n goeie opvoeding. Hoef nie 'n goeie agtergrond en voorbeeldige ouers. Want as hierdie dinge wat mense opstaan is hoe my ouers se lewe lyk nie. Ons moet vanaand weet dat Satan ons bedrieg. En al hierdie mooi dinge verwys en ons gerus stel en sê jy's op pad hemel toe. Terwyl die vraag kom, hoe sal ons ontvlug
as ons so groot saligheid verontagsaam. Dat jy eintlik net gelukkig geag kan word, dat jy tot dusver weggekom het, om die saligheid te verontagsaam. Want jy ken die lewe, en jy weet hoeveel keer jy al die rooi ligte van God eenvoudig oorgesteek het. En daarom is dit tog belangrik, dat ons moet besef dat ons nie in dwaal, maar ergens op 'n punt kom dat ons tot besinning geruk sal word, om die laaste dwaase handeling wat ons begaan het, agter ons te plaas, en te sê, nou gaan ek hierdie groot saligheid my eie maak. Dit mag wees die verontagsaming van die woord van die Here vanaand. Dit sal ons nooit weet. Daarom wil ek vanaand so 'n bietjie met u in liefde praat. Hoe kan ek hierdie wonderlike verlossing my eie maak? Hoe sal ek ontvlug as ek dit verontagsaam? Maar hoe kan ek dit my eie maak? Ek het gister 'n e-pos gekry, julle 'n mooi storie wat vertel word wat 'n mens in die hart aangryp. En ek gaan dit vertel, dit is lank, so ek gaan kort wees. Ek wil jy moet in hierdie persoon se situasie indink. Hier is die vader en die moeder. Die kom van die werk af en die radio is aangeskakel en u hoor 'n berig dat 'n griepepidemie het en dat alle mense besig is om te sterf. Maar dis Indië, dit raak jou nie en dit raak my nie. Dis Vrydag aand. En Saterdagmiddag so tussen die sportuitsendings kom die nuusberigte deur dat op daardie stadium tussen 30 en 40.000 mense in die nag al unieke virus gesterf het, hierdie griepvirus, 'n onbekende virus. En Sondagmôre is dit groot opskrifte in die koerante dat hierdie virus die grense oorgesteek het en in ander lande begin kom het. Frankryk, Engeland, Amerika. En jy weet, die dierbaar is dit. En die presidente van die onderskeie lande het alle vlugte van en na hulle lande gestaak in 'n poging om hierdie virus te beperk. En soos 'n vloedgolf is hierdie virus besig om oor die wêreld te versprei. En almal hoop en bid en wens en werk aan 'n antivirus of 'n oplossing of 'n middel wat dit kan teewerk te sterf. En dan is dit flitsberigte. Hoofnuus op die televisie, terwyl almal in benoudheid is en wonder of hierdie virus ons eie land gaan tref. Oplossing is gevind. 'n Antivirus kan gemaak word. Ons het die kode gekry om hierdie virus te help, maar ons is op so 'n soort bloedgroep, iemand wat skoon bloed het. Daar word 'n oproep gedoen op mense om hulle by die naaste hospitaal aan te meld, waar die susters en verpleegsters opgeroep is om oortyd te kom werk, om almal 'n nommer te gee en die vinger te prik en met hierdie bloedmonster te hardloop na die laboratorium en die tegnisie is daar besig om monsters te neem. Is daar nie iemand wat hierdie suiwer bloed het, wat hulle kan gebruik om 'n virus of 'n antivirus tot stand te bring, wat die wêreld nou kan red nie, want dit het begin oorspoel na Suid-Afrika. En dan word die nommer uitgeroep. En jou seentjie van kas kan wees, stamp aan jou en sê, pa, ma, dis my nommer, my bloed is suiwer, hulle kan my bloed gebruik om hierdie antivirus te veroorsaak. En hier kom die dokters uit met die vrywaringsklarings wat jy moet teken en sê, baie dankie dat ons die bloed van jou kind kan gebruik, maar ons het nooit besef, dis 'n minderjarige kind nie, ons het dit nodig, en jy teken. En terwyl jy teken vir hierdie bloedoortapping, vra jy die dokter, maar dokter, hoeveel van my kind se bloed het jy inderwaarheid daarvoor nodig? Die dokter sou jou met 'n vraag aankyk en sê, weet jy, as dit 'n volwasse mens was, kon ons so met die helfte van die bloed weggekom het, maar dis 'n kind, ons het al sy bloed nodig.
Hier staan jy en wonder, wat moet jy doen? Jy het klaar geteken. En tyd ontbreek om nog daaroor te besin, want mense is besig om te sterf. En hierdie bloed moet onmiddellik geneem word, sodat die antivirus vervaardig kan word. Wanneer jy van jou kind af wegstap, en benoudheid na jou terugroep en sê, papi, mama, asseblief, ek wil nie hier sterf nie. En die laaste lewe uit hom uitgetap word, en jy 'n week daarna by die begrafnis staan, om 'n kind aan die dood af te staan en te begrawe, wat sy lewe gegee het, vir 'n virusepidemie in die wêreld. Jy moet hierdie smart sit, en jy sien hoe dat mense, wat besig is om te sterf, as gevolg van die invloed van hierdie antivirus. En jy sien onverskillige mense, vir wie dit werklik nie raak nie. Dis die vraag wat jou hart sal opkom, sal jy vir hierdie mense sê, luister, dis my kind se bloed wat vir jou betaal het, dis my kind se bloed wat moontlik gemaak het dat jy kan lewe, skillig met betrekking tot hierdie saak. Jy nie so voel nie. Jy weet nie, dis soos God voel. Dis soos God voel. Dit was net die suiwer bloed van die Seun van God wat gevloei het, wat 'n teenmiddel veroorsaak het vir die sondeprobleem van hierdie wêreld. En ten spyte onverskillig. Ja, selfs mense wat dit ontvang het en gesond geword het, genees is van hulle sondeprobleem, onverskillig, om die boodskap van verlossing te gaan uitdra. Dit, vriende, is waaroor Kersfees gaan. Die groot saligheid. Jesus Christus, wat sy suiwer bloed kom stort het, sodat die wêreld gered kan word, en terwyl ons dit ervaar het, is ons tevrede dat mense in hulle massas by ons verby beweeg, hel toe, sonder hoop en sonder God, en vir hulle is die vraag, hoe sal ons ontvlug, as ons so groot saligheid vir ons afslaan? Ek wil u vra, as u dan vanaand gered is, as u die Here as verlosser aangeneem, as u hierdie groot saak aanvaar het, kind van God geword het, wil ek vir u vra, wat van die ander, vir wie Jesus ook gestel het? Het u nie behoefte, om hierdie woord aan hulle te gaan uitdra, dat hulle ook gered kan word? Ek wil terugkom na daardie ter dood veroordeelde in die gevangenis, wat aan sy eie vir ons weet, dat enige president van enige land het die gesag om vir enige mens vryspraak te gee. En as die president sou sê, ek gee vryspraak, daardie man wat daardie moord gepleeg het, hy hoef nie meer te sterf nie, hy kan amnestie kry, hy kan vry uit, en die president sit in Pretoria, of in die Kaap, en die gevangene, die dodesel is in Pretoria. En ons weet dat die woord van die president vryspraak kan bied aan die ter dood veroordeelde, wat weet ek moet sterf. En daar is niemand om die boodskap by hom uit te kry. Daar is niemand om vir hom te sê, jy is vry, jy kan verlossing ervaar, wat deur die staatspresident. Dis die toestand. Ons sal hartseer voel,